Goeiedag, ons is op die voorstoep van Pascha, Abba Vader se afspraak wat hy met ons het, of Pesach in die Hebreëus. Ons weet Farao wou Moses en die Israeliete nie laat gaan het nie, toe hulle vasgevang was in slawerny in Egipte, tot na die 10de plaag, wat die plaag was van die dood van die eersgeborene seuns. 10 wat beteken volledigheid. Waarvan die ander pla hulle lewende hawe geraak, waarvan die pla nie hulle lewende hawe geraak het nie, kon hierdie plaag hulle egter tref, indien hulle nie op Abba Vader vertrou in geloof en hom gehoorsaam was nie. En die enigste beskerming wat hulle gehad het, was om die bloed van 'n geslagte lammetjie aan die lintel en kusyne van hulle deure te smeer. Wanneer die engel die bloed gesien het, het hy verby die huis beweeg. He passed over. Met ander woorde, Abba Vader sê, ek sal verlossing bring die oomblik as die bloed van die lammetjie aan die kusyne gesmeer word. Abba Vader se rigtingwysers na die lam van God, Yeshua, wat geslag is vir my en jou, dit was alles daar, dit was alles die tekens, sodat ek en jy ook kan breek met Egipte, met slawerny. Hoor gou wat sê Abba Vader vir Moses om vir die volk, vir die kinders van Israel te sê in Eksodus 12 vers 3 tot 10. Op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem volgens die families, 'n lam vir huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletal, na wat elkeen gewoond is om te eet. Moet julle die getal op die lam bereken. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie. Van die skape of van die bokke kan julle dit neem, en julle moet dit in bewering hou, of in bewaring hou, tot die 14de dag van hierdie maand, en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag 10 die aand. En hulle moet die bloed neem, en dit stryk aan die 2 deurposte, en aan die bodrimpel van die huise waarin hulle dit eet, en hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai, soos met ongesuurde brode, moet hulle dit met bitterkrye eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is, en as dit in water gaar gekook is nie, maar oor die vuur gebraai, die kop en die potjies saam met die binnegoed. Julle mag daaroor niks van laat oorbly tot die môre toe nie, maar wat daarvan tot die môre oorbly, moet julle met vuur verbrand. Is dit nie amazing, hoeveel detail Abba Vader vir ons gee, hoeveel detail hy vir Moses en Aaron gegee het nie? En hoekom sal Abba Vader vir Moses sê, om vir die kinders van Israel te sê, van alles van die lam, moet hulle eet van die potjies, saam met al die binnegoed. En dan sê Abba Vader verder, van die lam moet daar niks oorbly nie. Ek meen, hoekom die detail? Onthou, Abba Vader het vir die Israeliete gesê, om 'n fees te hou, as herinnering van hulle verlossing van slawerny, as ook 'n toekomstige plan van hoe hy sy kinders gaan verlos. So Abba Vader sê in Eksodus 12, dat die Pascha lam op die 10de dag van die eerste maand op sy gesit moet word. En dis presies 10 Aviv, 11 Aviv, 12 Aviv, 13 Aviv, 14 Aviv, 5 dae voor Pesach. So 5 reg deur die woord beteken genade, en net so 5 dae voor die kruisiging, wat op presies dieselfde tydstip gebeur het, as wat die Pascha geoffer is Yeshua, die lam van God, uitgewys, en presies soos wat hulle 5 dae voor Pesach, net so het Yeshua sy intog in Jerusalem, het hy ingekom. Yeshua is ook so deur die godsdienstige leiers dopgehou en getoets vir 5 dae, nadat hy in Jerusalem aangekom het, want hy was die vlekkelose lam van God. Pas dit perfek, presies soos wat Vader in Eksodus 12 sê, hulle moet 5 dae voor die tyd hierdie lammetjie dophou en kyk of daar enige vlek is, so moet hulle hom dophou, dat hy vlekkeloos is, voor hy geslag word op die 14de, net so 5 dae voor Yeshua, die lam van God, Jerusalem inkom, presies so word hy dopgehou. Johannes die Doper het self ook gesê, toe hy vir Yeshua sien in Johannes 1 vers 29, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. So kyk terug by die vraag, hoekom moes hulle die hele lam opeet, dat daar niks oorbly nie? As jy kyk na al die ander offers, wat Abba Vader sy kinders leer om te offer, vir hom, dan sê Abba Vader, sit die vet hier, en sit die niere hier, en eet die so. Basies het Abba Vader al die ander offers opgedeel, waar jy gedeeltes geëet het, maar dan ook ander gedeeltes het jy nie van geëet nie.
Maar die aand voor Abba Vader sy volk verlos van slawerny, sê hy vir Moses duidelik om vir die kinders van Israel te sê, eet van die potjies, saam met al die binnegoed, dat daar van die lam niks oorbly nie. Net vir interessantheid is daar dokters in Europa wat al vir jare selterapie doen. En hulle het bevind dat as jy die stamselle van 'n lammetjie vat, onder andere die stamselle van die lammetjie se niere, en jy spuit dit in mense wat sukkel met hulle niere, dan genees daardie selle die dooie en slegte selle van die mens. Met ander woorde, as die lam se hartselle ingespuit word in 'n mens se hartselle, sal dit jou hart genees as jy daar enige siekte het. En dit word blykbaar gedoen in Europa. Maar die vraag is, hoekom Abba Vader vir die Israeliete gesê het om die hele lam te eet? Is dit moontlik dat as daar enige van die kinders van Abba Vader, die Israeliete was wat 'n probleem gehad het met 'n orgaan, hulle was siek en hulle eet van hierdie lammetjie se orgaan, dan het Abba Vader daardie gedeelte van hulle liggaam genees? Is dit nie hoekom Abba Vader se woord sê in Psalm 105 vers 37, toe het hy hulle laat uitgaan met silwer en goud, en onder sy stamme was daar niemand wat struikel nie. Die King James sê, and there was not one feeble person among their tribes. Omdat hulle die lam geëet het, het daardie gedeelte van die lam wat hulle geëet het, waar hulle op siek was, vir hulle genesing gebring. Hoekom? Want onthou, hierdie vlekkelose, sonder gebrek lammetjie, was hulle beste lammetjie, en was 'n afdruk of 'n prentjie van Abba Vader se verlossingsplan. Ja, 'n prentjie van Yeshua, waar die lam van God is, wat presies om en by 1500 jaar later, terwille van ons oortredinge, deurboor is, wat terwille van ons ongeregtighede verbrysel is. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir my en jou genesing gekom. Jesaja 53 vers 5. Yeshua genees ons fisies en ons emosionele seer vandag nog, want Yeshua is gister, vandag dieselfde tot in ewigheid. Psalm 147 vers 3 sê, hy genees die wat gebroken is van hart, en hy verbind hulle wonde. Die Israeliete het die lam geëet, en die lam het genesing gebring, en die lam het verlossing gebring, en hulle bevry uit slawerny. Hoor gou, dis die lam wat hulle die krag gegee het om uit Egipte, uit slawerny uit te gestap het. Yeshua is die lam van God, en Yeshua red, hy genees en hy bevry vandag nog. Yeshua wil ons oor hierdie Pesach, hierdie Pascha, hierdie afspraak, hierdie bestemde afspraak wat Abba Vader het met ons genees, en my en jou die krag gee om uit slawerny uit te stap. Is jy reg? Is jy reg vir Abba Vader se teenwoordigheid op hierdie fees afspraak binnekort? Hoekom nie voorberei vir sy teenwoordigheid vir hierdie Pesach nie? So 5 dae voor die kruisiging, wat op presies dieselfde tydstip gebeur het as die Pascha-offer, is Yeshua, die lam van God, uitgewys en uitgesonder met sy intog in Jerusalem. Ja, Abba Vader se woord sê in Matteus 21 vers 9, en die skare wat voorgeloop het, en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê, Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemele. Hosanna, Hosanna. Ja, die skare het Hosanna geskree tydens die intog op 'n donkie, en hom vereer deur palmtakke en klere voor hom neer te gooi. Yeshua is ook so deur die godsdienstige leiers dopgehou en getoets vir die 5 dae nadat hy in Jerusalem aangekom het. Hulle het sy autoriteit bevraagteken. Dit sien ons in Matteus 21 vers 23 tot 27, en hulle het alles probeer om hom in 'n slegte lig te stel, maar hy het elke keer foutloos opgetree, die perfekte lam van God. Die skare het geskree, Hosanna, Hosanna. Hosanna wat beteken ou syf. Met ander woorde, hoera vir ons redding, ons verlossing. Hy het gekom, hy is hier, ons redding, ons verlosser. Is dit hoekom
Kajafas dit amper begin verloor het, en hoekom hy saam met die ouderlinge en die Sadduseërs het hulle begin met mekaar praat oor hulle moet iets doen met hierdie heilige man wat Jerusalem inkom, want hierdie mense skreeu Hosanna, hoera vir ons redding, ons verlossing, hy het gekom, hy is hier, ons redding, ons verlosser. As gevolg van die geskree van die skare, het die hele stad in oproer gekom, en omdat Yeshua baie gewild was, het dit hierdie hoëpriester Kajafas heavy omgekrap. Ja, Kajafas kon egter nie net vir Yeshua gearresteer het, helder oordag nie, want dit hierdie het nou indringing gemaak. Om 'n oproer in die stad te voorkom, moes Kajafas dinge doen in die geheim, in die nagtelike ure. Kajafas het toe so vir Judas gekry, om hulle te lei na Yeshua, wat net buite die stad gebid het in Getsemane, die aand na Yeshua hulle se Pasgamaal. En so kom Judas, die soldate en die beamptes toe in die tuin van Getsemane, en Yeshua vra die beamptes, wie soek julle? En hulle sê, hulle soek vir Yeshua van Nasaret. En Yeshua staan voor hulle en hy sê, ek is. Yeshua antwoord dieselfde naam as wat Abba Vader homself aan Moses geopenbaar het in Exodus 3 vers 14, toe hy gesê het, ek is wat ek is. En toe Yeshua hierdie woorde spreek, val al hierdie mense voor hom neer. Ja, ek het altyd hierdie prentjie gehad van hierdie klomp soldate wat Yeshua in die tuin van Getsemane kom arresteer, en het gedink het was dalk 'n klein groepie, miskien so 20 of 30 soldate met spies, swaarde, stokke en fakkels. Maar in Johannes 18 vers 3 sê dit iets heeltemal anders. Dit sê dat dit 'n afdeling van soldate was. Die King James vertaling sê daar was 'n detachment of Roman soldiers. Hierdie afdeling van soldate was genoem 'n cohort of Roman soldiers. So die cohort of Roman soldiers het bestaan uit 600 soldate, en toe Yeshua sê, ek is wat ek is, toe val al hierdie soldate voor hom neer. Wow, die lam van God, hy het die krag gehad, hy het die opstandingskrag, hy is ons Messias, hy het net 'n woord gespreek, toe val al daardie soldate voor hom neer. Daar was al hierdie soldate, maar dan praat die woord ook van die beamptes, van die priesterhoofde wat ook daar was. En hoekom was hierdie beamptes daar? Daar's soveel dinge wat ons in die volgende week gaan bespreek. En hier is die ding is, Yeshua is die ek is. En hy is die lam van God. En hierdie afspraak wat Vader vir ons het, is 'n afspraak waar hy ons nooi om saam met om hom te nader, en mag hy ons elkeen kom aanraak. Mag ons hierdie opgewondenheid hê vir dit wat hy wil ons kom leer oor hierdie Pessach, hierdie bestemde tyd, hierdie afspraak wat hy met ons het. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u woord. Vader, u woord is soos heuning in my mond. Ja, dankie vir die lam van God. Vader, dankie dat daar soveel inligting is, en dat u ons soveel meer wil leer, en in diepte wil leer oor u hart. Dankie vir die verlossingsplan, dankie dat u ons so lief het, dat u ons uit Egipte kom uithaal, dat u ons kom verlos deur die bloed van die lam. Ja Vader, ons gee onsself oor, ons surrender, vergewe ons sondes, deur die bloed van die lam, was ons met die waterbad van die woord, en kom leef in ons. Dankie Vader. Ek bid dit alles in Yeshua, Messias se naam, die Seun van Yahweh. Amen. Shalom.